as ons nog nie klaar met die gesprek nie, hier is Igor, ek het probeer om vroeër sy van uit te spreek, maar ek weet nie of ek het reg gehad het, Igor, jy gaan my vir jouself moet voorstel, laat ek kan hoor of ek jou van reg het. Goeiemôre Isak, ja, Igor Skeerkogel. Ek was nie so ver nie, ek het Skeerkogel gesê. Ja, nee, Skeerkogel, ja, dis nou nie 'n algemene van nie. Ja. Dis nie te sleg. Sien, as jy verkeerd is, moet jy dit net met selfvertroue doen. Ek sê ons altyd, kyk, ek praat vreeslike slegte Engels. Maar die geheim is, as jy slegte Engels praat, moet jy dit met baie selfvertroue doen. Dan dink die ander mense ook jy kan Engels praat. Ja, nee, fake it till you make it, they say. Igor, ons het gou met Karel gesels. Ek gesels môre met Louis Jonker ook verder hieroor. Yes. Weer 'n bietjie aandag aan hierdie saak te gee. Ons het hier op Nuuspot al so 3-4 jaar gelede het ons aanvanklik met Karel en toe ook met Louis gesels en met Swys Harman. En hierdie landbank storie hou net aan en aan. Maar dit lyk vir my as mense nou moet glo wat hulle sê, dat ons dalk na 'n punt toe kan beweeg, of hoe voel jy, hoe dink jy hieroor? Wel, dis gelukkig dat jy nou vir Louis Jonker noem, dis hoe ek op die saak gekom het, een van my raadslede in Botawil, Tinus Barnard het dit na my toe gebring, en toe het ons nou daarna gekyk, en in die begin het ons nou eers gekyk, dis dalk net 'n individuele saak, soos ek sê, Willie Oukamp het ons met hierdie proses al in 2022 begin, en dis waar baie van die goeders aan die rol gegaan het, toe dit 'n bietjie rustig geraak, en toe ek nou verder daarna ingedelf, en dink het soos like, wat is dit? Soos okay, mense dink dit is nou soos jy nou praat het, Karel was 'n ryk boer en nou is hy net 'n boer, en mense dink baie keer, dit gaan net oor die boere en individuele sake, en toe mense verder daar begin ingekyk het, dit gaan verder meer oor dit gaan oor voedselsekuriteit eerste. So nou met baie van die boere, dit gaan ons voedselsekuriteit inbeïnvloed en is dit voortgaan met dit. Die ander probleem wat ek ook daarmee gekyk het, is dat mense het gedink dis 'n historiese saak. So met ander woorde, hierdie 150 boere plus is nou gesekwestreer, en na hulle nou en die landbank en al die mense besef, daar is nie Lukostand en dit gaan nou gestop word. Maar ek het met 'n ekonoom laasweek gepraat en daar's nuwe sake wat opkom. So dis nie 'n ding wat nou gaan stop nie. So ek dink nou met die laaste terugvoering wat ek nou van die voorsitter van die raad gekry het, gesê het hulle is besig om daarna te kyk, en ek dink hulle word so 'n bietjie van in 'n blik gedruk, want die oomblik toe ek die een van die direkteure gekontak het dadelik gesê, okay, jy kan my bel. Die brief is dadelik, hulle het laasweek Woensdag tot Vrydag in die raad gesit, het hulle dadelik daarna aandag gegee. So ek dink op 'n ander dag dit mag dalk 'n nuwer raad wees wat nou besef hier's nou goeders wat ontduik, en ek dink ook daar's verskeie gevalle wat landbank nou na die boere toe gegaan sê, kom ons skik. So, hoekom wil julle nou skik, nadat kom ons hierdie saak gaan vir 2-3 jaar aan, nou wil hulle skik, want wil ons dan nou hierdie ondersoek laat afwater, laat hy nou maar net weer soos na 2012, 2022 weer rustig raak en ondergaan, en dat niemand nou weet wat ons doen nie. So, ek dink daar word nou redelik druk toegepas van alle kante af, want op die tyd in die begin van hierdie saak, ek dink, Isak, was daar net gefokus op die liquidateurs en wat die prokureurs doen en die veilingshuise doen. Maar nou dat daar 'n ding na gekyk word, wat my aanslag is dat mense moet na landbank kyk en nie moet na die regsbank kyk. En ek dink daai driehoek van die syndikaat, landbank en dan die regsbank, en dan met die regsbank kom dan met die wette en die regstelsel en alles. So ek dink dit is waarna gaan, ek dink dis hoekom daar nou meer aandag daar is. Ek bly gebruik die woord syndikaat, want ek jy sê uit dit wat ek nou al gelees het met mense gesels het, besef maar hel, dit is omtrent so iets, nê? Want dit maak net doodgewoon nie sin, en sê ek nou regtig stoer onnoosel is. Dat 'n ou soos Karel en Louis gelikwideer word, dit maak net dood eenvoudig nie sin nie. Dit maak nie sin nie, en Isak, ek gaan nou vir jou sê, ek het nou letterlik 5 minute voor ek op hierdie ding gekom het, dis nou die derde ene oor hierdie naweek wat iemand na my toe gekom het, gesê, Igor, dis nie net landbank nie, dis kommersiële banke ook. So met ander woorde,
die bankstelsel of die bankstelsel word gebruik deur wat hulle dan ingetrek word met die likwidateerders, die prokureurs, die meesterskantoor en dan die veilingshuise. En die banke is net daar want hulle dink hulle kry hulle geld en dit word so bestuur. En hoe meer ek nou dit gekyk het en na al die gevalle in die plek, die boere wat ek besoek het en die wat ek mee gepraat het en die wat ek die week besoek het, is net, dis letterlik, dit maak nie sin nie, want ek gaan nou self met Louis praat. Louis se boedel was, hulle moes min of meer met die veiling 9 miljoen rand aangekry het, toe is daar 7 miljoen in, en die laaste bankstate wat hulle nou gekry het deur 'n hofbevel was daar slegs R600 in die boedelrekening, maar nog nie 'n sent het Landbank toe gegaan nie. Ek wil of jy wil 'n vraag vra, en jy kan hom nou maar kant en toe skop ook as jy voel jy is te onbillik, maar ek wil dit tog vra, gesien in die lig daarvan dat Landbank staatsbande het, en dit wat ons nou al oor die afgelope klompie jare gesien het, hoe staatsamptenare en ander mense met ANC verbintenisse ons rot en kaal besteel. Wat is die kans dat hierdie ding as het ware 'n steelveld nog teen boere is om grond en cheap plaasimplemente en vee in die hande te kry? Dis nog alles aannames wat daar is, maar hoekom ek wil vir jou net na 'n ander storie vertel. Ek weet nie of jy op 'n tyd so begin van jaar was daar 'n ding van Departement van Water en Sanitasie wat toe regulasies gepubliseer het om die grond rondom staatsdamme te reguleer. So basies wat hulle wou gehad het, as jy nou eiendom langs die damme gehad wat jou eiendom is en jy word beskerm deur die Nasionale Waterraad, Nasionale Waterwet, het jy toegang tot daai water, maak nie saak nie. Toe wil hulle nou 'n ding saamstel dat alle grond langs die damme moet jy nou 'n lease agreement teken. So met ander woorde, hierdie is absoluut die simpelste voorbeeld maar waarop neerkom. As die water sou teruggetrek het, daai meter van grond wat jy moes oorgeloop het, moes jy hier betaal het om in die water te kom. En dit het anders te omgewerk. So dit sou die hele ekonomie begin het in. Dit het uitgekom deur ook binne die regs mense waarmee ek gewerk het. They wanted to expropriate land through water. Nou daai weer na die 15,000 plus petisies wat ek ingekry het, dit is heeltemal stopgesit. En dit het toe nou verder na my aangekyk en kyk. En dis wat ek in die laaste tyd besef het, die ANC is nou heeltemal in 'n blik gedruk. Hulle wil nou ten alles gebruik want hulle weet 2029, hulle het nou gedink hierdie ene was nou net 'n oepsie gewees. So dit kan wees, soos ek sê, ek kan nou nie 100% uitspraak met dit gemaak nie, maar dit is net vir my, want ek het met een van die boere laasweek gepraat. Okay, so hulle het nou al hierdie plase gesekwestreer, hulle sit met al die land. Waar is hierdie land? Is daai land in opkomende boere se name? Lê die land net dor of in wie se name is dit? So dit is daai kwessie van wat wil hulle regtig daarmee doen? En jy moet ook gekyk en dit is ook nie 100% net, hoe kan ek sê, wit boere nie. Swart opkomende swart vrou wat 'n plaas het. Ek gaan hierdie week met haar sit. Dit is dieselfde met haar gebeur. So daar is 'n geneigtheid aan dit, maar dit kom daarop nou, dis bloot 'n syndikaat oor geldgierigheid. Ons gaan geld maak, maar jy praat van staatsamptenare. So dit is nou waar die hele, en dis nou 'n baie keer genoem, daar was 'n staatskaping binne in die meesterskantore, want al hierdie goeders kan net gebeur as dit deur die meesterskantore moet gegaan het. Ja. Ek wil nou weer so 'n bietjie uit die heup uitskiet, so moeg getroffe, maar ek dink nie ek skiet te mis nie. Ons praat nou van die syndikaat, maar gaan praat met 'n prokureur, gaan praat met mense in die regsbedryf, nê, in die prokureurs en advokate, gesels met boere en baie ander mense, nê. En sonder uitsondering word daar, as jy praat oor likwidateurs, word daar gesê hoe vrot die likwidateursbedryf is, hoe korrup die likwidateursbedryf is. En dit kan net gebeur wanneer daar vir hulle 'n teelaarde geskep word deur 'n instansie soos Landbank en jy sê ander kommersiële banke ook.
Ja, nee, verstaan, die groot probleem is ook, Isak, dis half waar my beginpunt gekom het en toe ek nou met toe hulle nou vir my vra van Louis en ek het met Karel begin praat en dit was die beginpunt wat ek toe die dag in die parlement vir die deputy president gesit, want daar is reeds 'n SIU verslag, ek weet nie of Karel dit genoem het nie. Daar is op die oomblik 'n SIU se verslag wat op Cyril se tafel lê van 2023 wat dis nou nie spesifiek oor Landbank nie, maar hulle praat oor die huidige Landbank en dan nie Landbank nie, die huidige regsbank en ander likwiditeurs word daar's reeds klaar regters en mense wat nou afgedank het. Dit lê nou op sy tafel. So hoekom as dit dan so groot is dat die regsbank so geïnfiltreer is, hoekom het Cyril dit nog nie gerelease nie? So dis hoekom ek nou 'n baie aansoek gedoen het, want hierdie moet ontbloot word en sodra daai ontbloot word, dink ek gaan baie groter domino's effek wees met wat dit gebeur. Ek het selfs met een van my vriende gepraat wat met hierdie ding werk en sy net nog gesê, ek word skokkend. Sy is nou nie een van die prokureurs nie, sy is meer sy is een van die eerlike prokureurs. En sy is net vir my, Igor, ek kan nie sien hoe dit funksioneer nie, want dis heeltemal 'n infiltrasie van dit. Igor Skeerkogel. Nie worry nie, ek kry dit elke dag in die huis. Hulle sê nie eers meer my van nie, hulle sê net jy's Tokotela. So daar's nie eers meer honorable Skeerkogel nie. Igor, dankie vir jou gesprek. Lekker gewees om met jou te praat. Ons hou kontak. Verseker. Ek wil asseblief nog verder hieroor praat. En ons sal die storie verder vat, maar dankie Igor Skeerkogel. Ek het hom.